stel jy net vir 'n oomblik voor jy is 18. Terwyl jou maats by die skool bekommer is oor hulle matriekeksamen of wie hulle na die matriekafskeid toe gaan nooi, pak jy jou sakke om hierdie week in 'n nasionale beleidingskamp te gaan stoei teen Eben Etzebeth. Sjoe, ja. Kan jy jou dit indink? Ek meen, dit is die realiteit vir Kai Pratt, daardie jongste van Oakdale in hierdie presiese oomblik. Welkom by vandag se indiepte ontleding. Ons missie vandag is om vir jou die gigantiese, mededoenlose en hoogs innovatiewe ekosisteem van Suid-Afrikaanse rugby uit te pak. Definitief. Ons het 'n massiewe stapel bronne voor ons gelê. Alles van taktiese verslae en blesingslyste tot daardie agter die skerms afrigtingsdata. En kyk, as jy al hierdie inligting bymekaar sit, wys dit dat 2026 nie net nog 'n seisoen is nie. Dit is die jaar waar ons gaan sien of hierdie masjien werklik onbreekbaar is. Ja, 100%. Gewoonlik kyk ons mos na 'n sportspan as 'n geslote entiteit, né? Jy weet, jy het 'n beginspan, 'n reservebank en, dis dit. Maar Suid-Afrika het iets heeltemal anders gebou hier. Dit het hulle beslis. Dis nie meer net 'n ekosisteem wat organies groei nie. As mense hierdie verslae lees, is dit duidelik, dit is 'n hoogs gemanipuleerde, amper 'n industriële pyplyn. En die lede hoekom 2026 die absolute vuurdoop is vir hierdie pyplyn, is as gevolg van die druk van bo af. Die internasionale landskap het verander. Ek meen, ons kyk vanjaar na 13 toetse vir die Springbokke. 13 toetse. Kom ons staan net vir 'n oomblik daarby stil, want nou, as jy die bepalings lees, klink dit amper asof iemand 'n fout gemaak het met die skedule. Dit skop af op 20 Junie teen die Barbarians. Ja, in Geperwa, wat 'n lekker begin is, maar dan... Presies. Dan sonder om eers asem te haal, duik hulle in Julie in daardie splinternuwe Nations Championship in. Dis tuistoetse teen Engeland, Skotland en Wallis, agtereenvolgens. En dit is fisies uitmergelend. Die noordelike halfrondspanne is... Wag, dit word erger. Net vir jy dink daar's 'n blaaskans, tref rugby's greatest rivalry ons in Augustus en September. Dit is 4 agtereenvolgende toetse teen die All Blacks. Yes, 4 teen mekaar. Opeenvolgende naweke in Johannesburg, Kaapstad, weer Johannesburg en dan daardie geskiedkundige laaste wedstryd in Baltimore in die VSA. Ek kyk na daardie lys en ek probeer dink aan die menslike liggaam se biologiese limite. Hoe oorleef 'n span dit? Wel, kyk, dis presies die kern van die kwessie. Vanuit 'n suiwer fisiologiese, sportwetenskaplike perspektief, is dit basies onmoontlik vir een speler om 13 sulke toetse in 'n kalenderjaar op piekintensiteit te speel. Jy gaan uithaal, jy gaan heeltemal uitbrand of ernstige beserings opdoen. Ja, nee, definitief. Veral as jy in ag neem, moenie vergeet nie, hulle vlieg na die All Blacks nog na Australië toe vir die Wallabies. En in November toer hulle deur Europa, na Italië, Frankryk, Ierland en die finaal. So die meganisme van spelerbestuur moes drasties verander. Hoeso? Ek meen, wat doen hulle anders as vroeër jare? In die ou dae het jy jou 15 ouens gehad, miskien 8 op die bank, maar nou, as Rassie Erasmus vanjaar wil oorleef, speel hy basies 4D skaak terwyl hy ultramaraton hardloop. Hy werk met 'n pool van byna 70 internasionale kaliber spelers wat soos ratte in en uit die stelsel moet kan klik sonder dat die masjien ritme verloor. Wat my direk by die nasionale beleidingskampe bring. Want as jy 70 spelers nodig het, moet die unit ongelooflik wyd gooi. Die bronne noem dat 49 spelers na die eerste in-persoon kamp in Kaapstad genooi is. Ja, 49 is 'n massiewe groep vir die eerste kamp. En luister hierna, daarin is daar 11 onbekapte spelers. En soos ons heel aan die begin genoem het, met ouetjies soos Kai Pratt, 5 van daardie 11 is nog by die juniorbokke. Maar dis nie eers net die plaaslike jongelinge nie. Daar is ook die virtuele kampe vir die oorseese ouens. Ja, die virtuele kampe is fascinerend. Dis hoe Rassie die ouens oor see in die stelsel hou. Presies. En hier is 'n detail wat regtig vir my uitstaan. JJ van der Merwe, daardie eislike 146 kg slot wat vir Northampton in Engeland speel, hy het 'n uitnodiging gekry. Ek meen, hy is al lankal weg. Wat my fascineer is hoekom hy nou skielik weer op die radar is. Wel, dit is waar ons sien hoe data, regte harde data, die afrigtingslandskap heeltemal oorgeneem het. Dis langal nie meer 'n geval van Rassie of Felix Jones wat toevallig 'n wedstryd op Saterdag aand op televisie kyk en dink, "Sjoe, JJ lyk darm groot en sterk vandag nie." Ja, dis nie net spelerverkenning op gevoel nie. Nee, glad nie.
Die verslag noem spesifiek dat Phil Dawson, sy afrigter by Northampton, direk met die bokafrigters in verbinding getree het. En kyk, in moderne rugby beteken dit nie 'n vinnige WhatsApp van die ou speel lekker nie. Wat stuur hulle dan vir mekaar? Daar's ondeel die harde wetenskap. JJ se GPS-lesing, sy impakkrag in daardie groot botsings, die millisekondes wat dit hom neem om afbreekpunte skoon te maak. Die bokafrigters het nou 'n intydse algoritme wat oorseese spelers se prestasies, jy weet presies meet teenoor Suid-Afrika se eie nasionale standaarde. Sjoe, dis ongelooflik as jy daaraan dink. Hulle kan basies in 'n kantoor in Kaapstad sit en presies weet watter krag 'n spesifieke speler in Engeland in 'n skrim genereer teenoor iemand in Pretoria. Net so. Maar met daardie hiperwetenskaplike benadering kom daar natuurlik ook bitterharde besluite. Ouens soos Bongi Mbombi en Willie Leroux is uitgelaat, wat 'n mens laat dink hulle bestuur nou regtig die ouer spelers se speeltyd baie fyn. Maar dan is daar Joarno Augustus, Trokkie. Ja, dit was vir baie 'n skok. Verlede jaar was hy die groot verrassing, die onverwagte uitskieter wat almal se verbeelding aangegryp het, voordat hy toe ongelukkig beseer is. Maar hierdie jaar, hy is nêrens op die lys nie. Wat net weer wys hoe genadeloos die diepte is, veral in daardie 8ste man posisie. As jy manne soos Jasper Wiese het, Kwagga Smit en natuurlik Cameron Hanekom wat nou weer terug is van 'n besering af. Ek meen een besering of een effense daling in jou vorm en jy is heeltemal uitgestoot. Die stelsel wag vir niemand nie. Definitief. Maar ek wil net weer terugkom na die kinders. Daardie skoolseuns. Ons het Kai Pratt genoem en daar is ook Marcus Miller van Parel Gym in die senter. As een van hulle hierdie jaar vir die Springbokke uitdraf, verplatter hulle mos Frans Steyn se rekord as die jongste Springbok ooit. Ek dink Frans was 19 jaar en 181 dae. Ja, dit sal die rekord behoorlik breek. So kyk, ek verstaan dat 'n ou opvolgbeplanning nodig het. Maar kyk ons nie hier na 'n situasie waar jy net te veel, te gou van 'n laaitjie vra nie. Is dit nie dalk selfs 'n bietjie roekeloos om 'n 18-jarige in te bring wat letterlik gister eers sy skoolbaadjie uittrek het nie? Kyk, as die doelwit was om hulle nou, kom ons sê, volgende naweek in 'n toets teen Ierland te laat begin, dan ja, 100%. Dit sou medies en emosioneel totaal roekeloos wees. Maar ons moet verstaan hoe rassiese akklimatiseringsmeganisme werk. Dit gaan glad nie oor onmiddellike wedstrydgereedheid vir daardie 18-jariges nie. Regtig? Waaroor gaan dit dan? Dink aan die nasionale kultuur as 'n kragtige bedryfstelsel, soos 'n rekenaar. Deur 'n 18-jarige nou al in die kamp in te prop, laai jy daardie bedryfstelsel vroegtydig op sy harde skyf af. Hulle leer die terminologie, die werksetiek en dalk die heel belangrikste ding, hulle sien dat hierdie massiewe, intimiderende wêreldbekerwenners net hardwerkende ouens is. Hulle sien agter die gordyne in. Ja, jy breek daardie intimidasiefaktor lank voordat hulle werklik oor 'n jaar of 3 moet presteer. Yes, dit laat my dink aan daardie mediese metafoor waar jy weefsel in 'n laboratorium kook. Jy stel dit doelbewus vroeg bloot aan 'n klein bietjie druk of 'n ligte virus, net sodat dit totale immuniteit en krag opbou vir die toekoms. Dis presies wat dit is. En wat vir my so briljant is, as mens na hierdie bronne kyk, is dat daardie oudjies na afloop van die kamp daardie immuniteit, daardie hoë wêreldklas standaarde basies in hul rugsakke terugdra na hulle provinsiale franchises toe. Ek meen ons sien daardie presiese fenomeen onmiddellik. Kyk net na hierdie naweek in ronde 13 van die URC. Die verslag voor ons praat uitdruklik van die bok-effek. Sonder twyfel, dit is tasbaar. Dis sielkundige oordrag in aksie, reg voor ons oë. Etienne Oosthuizen van die Lions het dit perfek opgesom. In sy media-onderhoud het hy spesifiek verwys na die massiewe verandering in energie wanneer daardie spelers van die bokkampe af terugkeer Ellis Park toe. Want hulle aanvaar mos nou nie meer die gewone standaarde, né? Presies, daardie spelers wat pas aan rassiese hoë nasionale intensiteit blootgestel is, duld skielik nie meer middelmatigheid tydens 'n gewone, sê net maar Dinsdagoefening op klipvlak nie. Almal rondom hulle moet byhou. En die Lions pluk nou verseker daardie vrugte terwyl hulle voorberei vir Edinburgh op Ellis Park. En terloops in 'n wedstryd waar hulle skrimskakel Morné Krappie van den Berg sy 100ste wedstryd speel. Sjoe, geluk en Krappie. 100 wedstryde is nie speletjies nie. Ja, en daardie interne standaarde wat gelig is, maak hulle as 'n eenheid net stelselmatig harder om te klop. En daardie selfde druk sien ons reg deur die URC. As ons net vinnig na die ander franchises kyk.
Die Stormers het byvoorbeeld uiteindelik daardie verloorreeks gestop. Hulle het mos die Bulls oortuigend geklop met 32-19. En nou speel hulle weer tuis teen die Dragons. Jy kan net dink ouens soos Damian Willemse en Sasha Feinberg Mongomzulu is rasend om daardie skare in Kaapstad weer heeltemal op te werk. Ag, Kaapstad gaan kook, maar aan die ander kant van daardie wedstryd het jy die Bulls, wat 'n perfekte voorbeeld is van hoe diepte in die URC getoets word. Hulle speel teen Cardiff, maar hulle mis nou vir daardie blitsige Sebastian de Klerk vir die res van die seisoen met 'n voetbesering. Ja, dit is 'n groot terugslag vir hulle. Dit is, maar dan aan die positiewe kant, wat 'n absolute geluk om Cameron Hanekom uiteindelik terug te hê. Dit gee daardie pak voorspelers 'n massiewe inspuiting van energie. Verseker. En kyk, dan kom ons by die Sharks. Ek wil regtig hierby stil staan want hulle is tans 11de. Dit is basies 'n win of bars situasie teen Munster in Durban hierdie naweek. En daar is blessings wat dinge kompliseer. Apelele Fassie is mos uit vir 3 maande na daardie skoueroperasie. So skielik val die kollig op Luan Guillaume, 'n 19-jarige laaitjie wat sy debuut op heel agtermaak teen Munster. Ek meen, dit klink vir my na die absolute definisie van 'n drukkokker. Ja nee, die sielkundige omgewing vir daardie Sharks-wedstryd is ongelooflik fascinerend. Jy het nie net die gewone toernooidruk nie, jy het harde geskiedenis tussen die twee spanne. O ja, die knipoog-storie. Jy onthou dit, verlede jaar in die uitspelrondes teen Munster was daar daardie vurige oomblik toe Jayden Hendrikse letterlik vir Jack Crowley geknipoog het tydens 'n staalkop. Nou goed, al speel daardie twee manne nou nie noodwendig hierdie naweek nie, daardie onderliggende spanning is steeds daar, dit sweef oor Kings Park. Ek weet jou, Munster het dit nie vergeet nie. Glad nie. Munster kom met 'n wrok in hulle binneste. So om nou 'n 19-jarige heelagter soos Guillaume teen 'n gesoute Ierse spanse taktiese skopwerk in te gooi, ja, dis ontsettend gevaarlik. Dit is, mens hou jou asem op vir hom. Maar aan die ander kant, dit is presies hoe die URC dien as 'n toetslaboratorium. Ek meen Super Rugby in sy laaste paar jaar kon soms voel soos bloot aanskoulike raak rugby, nê? Maar die URC dwing Suid-Afrikaanse spelers om takties volwasse te raak onder uiterste fisiese en sielkundige druk teen daardie Ierse stelsels. Dis 'n briljante punt. So die URC poleer die diamante. Maar kyk, voordat daardie diamante poleer kan word, moet hulle mos ergens ontgin word. En dit neem ons mooi na die vuurherd van hierdie hele Suid-Afrikaanse ekosisteem. Ons lees voortdurend in hierdie verslae dat die SA skole rugbystelsel ongeëwenaard is wêreldwyd. Hulle produseer talent wat gelei het tot wat? 9 Springbok Centurions met ondertoetse en 4 wêreldbekers. Dis onwerklike statistieke. Dit is. Ek bedoel, as jy daaraan dink, is daar enige ander sport in enige ander land waar 'n hoërskoolstelsel so stelselmatig, amper fabriekmatig internasionale sterre uitspoeg? Ek probeer werklik verstaan, wat is die meganisme hier agter? Hoekom doen 'n 16-jarige in Bloemfontein op 'n Saterdag dinge wat 'n 16-jarige in Londen of Sydney net glad nie doen nie? Dis 'n baie goeie vraag. Wel, die antwoord lê heeltemal in die vroeë professionalisering van ons skole. Kyk, terwyl skolesport in die meeste ander lande nog as 'n ontspanne buitemuursaktiwiteit gesien word, het ons skole kondisioneringsafrigters in hul geleedere. Hulle het dieetkundiges, video-ontleeders. By hoërskole, dis wild. Ja, en jy het hierdie nasionaal uitgesaaide derbies waar tieners skielik voor 20,000 mense moet presteer en dit word op TV uitgesaai. Daardie drukomgewing ontwikkel senuweestelsels wat reeds van jongs af weet hoe om met moordende verwagtinge saam te leef. Ja, jy skrik nie vir Ierland voor 80,000 mense as jy al in matriek voor 'n vol stadion teen Grey gespeel het nie. Presies. En daardie momentum vloei natuurlik direk deur na ons nasionale juniorstelsels. Ek meen, kyk net vorentoe na April 2026. Ons sien die O20 rugbykampioenskap wat na Koberaga toe kom by die Nelson Mandela Bay Stadion. Ja, die junior bokke speel mos daar, né? Ja, en kaptein Riley Norton se junior bokke is slagreed om hulle titel te verdedig, veral nadat hulle in die laaste finaal letterlik bo-oor die All Blacks gestap het om dit te wen. Dit wys jou, daardie skoolenergie vertaal direk na O20 sukses. Dis daardie vroeë oond wat hulle hart bak, soos ons vroeër gesê het. Maar kom ons wees eerlik met mekaar. Nie almal is ryp op 18 nie, né?
Jy kry ouens wat eers op 2 of dalk eers 23 hulle fisiese en taktiese piek bereik as hulle liggame begin uitsit. En dit is hoekom hierdie verslae soveel klem lê op streekstoernooie soos die SA Cup, wat heeltemal ver van die glansryke ligte van die URC af funksioneer. Ja, die SA Cup is 'n ongelooflike belangrike rad in die masjien. Hulle amper jammer. Dis rof. En dan sê ook die Griffons dringend na 'n bietjie ritme teen die Leopard staan welkom. Maar magtig, die Leopards is in 'n krisis as jy na die punteverskil kyk. Hulle het 165 punte in net 2 weke afgestaan. As jy as provinsiale unie so verskriklik bloei, voel dit mos amper of daardie deel van die stelsel besig is om te val, of hoe? Kyk, ek hoor wat jy sê. Dit klink dalk in isolasie na 'n totale mislukking vir die Leopards. Maar jy moet na die groter argitektuur van SA Rugby kyk. Toernooie soos die SA Cup is onontbeerlik, juis as 'n veiligheidsnet vir ons. In stelsels soos in Australië, as jy 20 nog nie in die hoofstroom franchises is nie, wel dan gaan jy grootliks verlore vir die stelsel. Jy gaan speel kliprugby of jy los dit. So die SA Cup vang daardie ouens op. Presies. Die SA Cup hou daardie laatontwikkelaars aktief besig in 'n baie harde, baie mededingende omgewing. Dit hou hulle in die sisteem tot hulle liggame en koppe gereed is om na die groter franchises in die URC toe op te skuif. So die net is regtig ontwerp om almal te vang wat dalk effens agterbly. Dis slim. Maar wag, wat van die spelers wat dalk net, wat glad nie in daardie massiewe, swaargewig 15 man bloudruk inpas nie? Hierdie ouens wat bietjie kleiner is. Die bronne bring 'n baie mooi parallelle roete na vore. En dit is die Blitsbokke. Ah, ja, die sewe ouens. Ek meen, Philip Snyman se Blitsbokke het pas die 2026 HSB SWS reeks gewen. Dis massief. En luister net na hierdie dominansie. Hulle 3 toernooi-oorwinnings in 'n ry gehad. Eers Perth, toe Vancouver en toe daardie ongelooflike finale oorwinning oor Fiji in New York. Hulle nommer 1 status nou beteken hulle het outomaties vir volgende jaar se wêreldkampioenskap gekwalifiseer. Dis fantastiese nuus vir die Unie. Maar wat my regtig opval in hierdie verslae is dat Snyman pertinent noem dat hulle doelbewus die 15-man Springbokke se mentaliteit as 'n bloudruk gevat het. En hulle het dit net op 7's toegepas. Hulle het Rassie se boek gevat en dit vinniger gemaak. Ja, nee, dis 'n skitterende voorbeeld van hoe kultuur ware meganiese voordele meebring. Hulle het daar dieselfde absoluut ononderhandelbare fokus op verdediging en werkskoers in sewe's geïmplementeer. Die fisiese oorheersing. Juis dit. Maar luister, terwyl as daar die sukses vier aan die een kant van die wêreld, is daar ander data uit die noordelike halfrond besig om in te kom. Data wat die Springbok-afrigters behoorlik snags behoort wakker te hou. Sjoe, watter data? Wat kyk ons na? Wel, as jy die uitslae van die pas afgelope 6 nasies toernooi ontlees, sien jy iets wat werklik ontstellend is vir 'n span wat op verdediging staat maak. Daar is 'n eislike 111 gedruk in die 2026 6 nasies toernooi. Dit verpletter laasjaar se rekord van 108 heeltemal. Die bal beweeg ongelooflik vinnig. 111-3 in een toernooi. Ja, ek het Victor Matfield se ontleding in die media daaroor gelees en hy was duidelik daaroor vererg. Ek meen, hy het luidkeels gewonder waarheen die verdedigingslyne in Europa verdwyn het. En hy het pertinent gewys na die gebrek aan daardie aggressiewe line speed, jy weet, waar die verdediging vinnig opbeweeg om die spasie toe te maak. Spanne daarbo speel tans verskriklik wyd en teen 'n waansinnige tempo. Ja, die noordelike spanne speel amper 'n ander wedstryd nou. Maar kyk, kom ek speel nou net gou advokaat vir die duiwel hier. Is hierdie 111-3 nie dalk net 'n simptoom van baie trae, dalk selfs lui verdediging in daardie toernooi nie? Ek sukkel regtig om te glo dat hierdie sogenaamde tempo-spanne daardie selfde los oop wedstryde kan uitspeel as manne soos Pieter-Steef du Toit of Eben Etzebeth reg voor hulle staan nie. Sal hulle nie net finaal teen daardie groen muur vashardloop as ons hulle in November speel nie? Mens sou so kon dink. Dis ons natuurlike instink as Suid-Afrikaners. Maar ons moenie in die strik trap om ons historiese arrogansie met taktiese hardnekkigheid te verwar nie. Hoe bedoel jy? Kyk, die rugby-ontleder Andrew Trimble se insigte in die bronmateriaal waarsku ons juis hierteen. Hy argumenteer dat die 111-3 nie weens luigheid is nie. Dis glad nie dit nie. Dit is 'n uiters berekende, strukturele verskywing in hoe hulle die sport speel.
So hulle vermy ons op purpose. Presies. Wat Ierland en daardie noordelike spanne reg kry, is om die bal van kant tot kant te skuif, so ver van die afbreekpunte af as moontlik, en teen 'n spoed wat bloot vinniger is as wat enige menslike liggaam vorentoe kan naal. Hulle vermy doelbewus daardie fisiese konfrontasie met die groot manne in die middel van die veld. Trimble se argument is dat as jy die bal vinnig genoeg en met genoeg akkuraatheid rondskuif, wel, jy kan die Springbokke se befaamde verdedigingsstelsel amper heeltemal onskadelik stel. Jy maak ons sterkste wapen nutteloos. Sjoe, Jana, as jy dit so stel, dit klink amper asof jy die tipiese bokskruit metafore wat is altyd gebruik, heeltemal by die venster moet uitgooi. Dis lankal nie meer net 'n swaar gewig wat teen 'n liggewig veg nie. Dis soos om skaak te speel teen 'n rekenaar wat geensins belangstel om jou stukke te slaan nie. Die rekenaar probeer net blitsvinnig jou koning daar in die hoek isoleer en omseil heeltemal jou fisiese krag en al jou mooi wapens. Dis absoluut 'n briljante metafoor daardie. Dit is presies hoe Ierland tans speel. En jy kan al jou geld daarop wet dat Rassie Erasmus en sy hele ontledingspan daardie spesifieke data obsessief bekyk. Dit verduidelik baie van hul onlangse keuses. So dit is dalk hoekom ons ouens soos Cameron en Henikum weer sien terugkeer. Ja, daarom maak dit sin dat ons sien hoe effens kleiner maar baie meer mobiele losvoorspelers soos Hanekom ingetrek word by die groep. Jy het skielik rou spoed en absolute ratsheid nodig om hierdie nuwe wêreldtendens van buitespasie en spoed te kan neutraliseer. Swaar slotte alleen is nie meer genoeg nie. Sjoes, dis diep daardie. En kyk, dit neem ons asof beplan naadloos terug na die heel groter prentjie waarmee ons aan die begin van die episode van hierdie ontleding begin het. As jy regtig daarna dink, luisteraar, as jy net kyk hoe al hierdie ratte in mekaar pas. Die Suid-Afrikaanse rugbymasjien funksioneer tans op 'n vlak wat amper skrikwekkend doeltreffend is vir ander lande om te aanskou. Dis 'n globale ekosisteem nou. Van daardie 16-jariges wat op Oakdale reeds in professionele programme sit en daardie laatontwikkelaars wat kop onderstuur in die dun lig van die SA Cup uitspeel. En dan natuurlik regdeur die moordende URC-drukhokker in die sneeu van Ierland tot heel bo by die beleiningskampe met rassiese massiewe internasionale radar wat data uit Engeland opslurp. Dit alles, hierdie hele proses vloei in hierdie reuse, selfonderhoudende reservoir van talent. En soos ons gesien het met die blitskokke, slaan dit selfs buite die 15-man-spel wêreldwyd uit. Ja nee. Die argitektuur agter dit alles staan geweldig stewig. En soos Philip Snyman se blitsbokke van jare in New York om bewys het, as jy eers daardie sagware, daardie onbreekbare wenkultuur geïnstalleer het, wel, dan kan dit letterlik op enige moontlike vlak suksesvol uitgevoer word. Dit bly iets besonders. Maar, en dit is my laaste gedagte wat ek by jou, die luisteraar, wil laat berus, lank nadat hierdie ontleding vir die dag verby is. Ons pyplyn het sonder twyfel die tradisionele fisiese bloudruk heeltemal vervolmaak. Ons het daardie kuns bemeester. Ons kan fisiese reuse wat sterker, fitser en takties slimmer as enige tyd vefore is met presisie slyp. 100% waar. Maar nou dat die res van die rugbywêreld al speelstyl radikaal in hierdie 11-1-3 toernooispoed en forceer, rus ons langtermyn toekoms en ons wêreldbekerdrome basies op 'n tweestryd. Gaan Suid-Afrika se oorlewing in 2026 regtig afhang van ons ongekende vermoë om daardie tradisionele fisiese muur teen elke moontlike prys te verdedig? Of, aan die ander kant, gaan dit dalk afhang van ons vermoë om daardie nuwe globale spoed en wye spasie te kaap en dit dan op ons eie medonalise swaargewig manier in te span. Kortom, is ons as rugbynasie werklik bereid om te leer dans terwyl ons slaan? Dis beslis iets vir jou om lekker oor na te dink hierdie week. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het vir hierdie indipte ontleding. Ons hoop regtig jy dit geniet. Ons gesels binnekort weer.